Goeiemôre vriende, ons vertrou die Here ook dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons dank die Here dat hy vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het, dat hy die bewaarder van Israel nie slymer of slaap nie en dat hy ook vanmôre vir ons genade gegee het om te kon opstaan en dan hierdie nuwe maand in sy naam tegemoet te kan gaan. Nou ons kan nie glo, is al reeds Oktober nie nou. Meeste mense reken dat Oktober een van die mooiste maande in die jaar is en ons glo hulle, want die woord van die Here sê vir ons dat die skepping van die Here is baie besonder. Hy het die skepping daar gestel, hy het die seisoene daar gestel en hy leer vir ons dat hy alles in die holte van sy hand hou en ordelik laat geskied en dat ons hom kan eer as die kroon van sy skepping, omdat hy die skepper is wat alles dan ook onderhou. Ons dank die Here ook dat hy vir ons sy woord gegee het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën. As ons vanmôre 'n bietjie kyk na wys van hart teenoor die dwaas van hart. Ons kyk daarna Spreuke 10 vers 8 en 9 en ek lees vir hierdie twee verse en dan gaan ons bietjie stil staan daarby. Daar staan in vers 8, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Dis 'n baie besondere twee verse, die woord van die Here. Ek gaan vir u gou lees in 'n ander vertaling, hoe die vertalers hierdie twee verse dan ook daar gestel het, en daar staan in vers 8 van Spreuke 10, die mens met verstand aanvaar bevele. Wie aanhou onsin praat, kom tot 'n val. Vers 9, wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. Dit is vir my so mooi, vir my so in eenvoudig Afrikaans gestel, dit wat die Here vir ons wil kom leer. En dit is so belangrik, vriende, dat ons hierdie twee teenoor mekaar moet sien. Die persoon met die wyse hart teenoor die persoon wat die dwaase hart het. Die wys van hart, die wyse een van hart en dan die dwaase een van hart. En kom ons ontleed gou hierdie verse en kyk ons wat die Here vir ons wil kom leer. Vers 8 sê die mens met verstand aanvaar bevele. Wie aanhou onsin praat, kom tot 'n val. Ek dink so aan daardie pragtige gesegde wat ek op 'n stadium gehoor het, en dit gaan oor dat ons twee ore het en een mond. En die vraag was gevra, wat is die rede dat ons twee ore en een mond het? En die antwoord het eenvoudig gekom, ons moet 2 maal meer luister as wat ons praat. Ons moet 2 maal meer luister as wat ons praat. En wat vind ons vandag? Die tendens is, die algemene neiging is dat mense 2 maal meer praat of 3 maal meer praat as wat hulle dan luister. Waarom? Want elkeen reken dat hy wys is in sy eie oë. Ons wil nie graag meer luister nie en terwyl die ander een praat, wil ons hulle antwoord gee. Dit wys jou maar hoe dwaas is ons van hart. En nou kom leer die Bybel vir ons baie duidelik dat die mens met verstand aanvaar bevele. Vriende, 'n wyse persoon is een wat luister en leer. Die dwaase aan die ander kant praat so baie dat niemand 'n kans kry om hom te leer nie. Daarom is die een hart wys en die ander hart is dwaas. En nou gee die Bybel vir ons 'n wonderlike waarskuwing as die Here vir ons daar in Prediker die 5de hoofstuk die volgende sê. Hy sê, wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. Kan jy agterkom om baie te praat is nie noodwendig 'n goeie ding nie. Mense sê ja, maar ek moet die geselskap aan die gang hou. Dis nie jou taak om die geselskap aan die gang te hou nie. Dikwels wanneer ons te veel praat, praat ons baie keer onsin en dikwels openbaar dit ons hart dat dit eintlik maar 'n dwaase hart is. Daarom is die vraag vanmôre, is ek en jy mense van verstand? Dis ons mense wat 'n wyse hart het. Want die Bybel sê die mens met verstand aanvaar bevele. Wie aanhou onsin praat, kom tot 'n val. En nou sluit vers 9 baie mooi aan by vers 8. Die een verduidelik amper die ander ene. Die Bybel sê wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. Weereens, die een met 'n wyse hart, vriende, is die een wat opreg lewe. Dis die een wat voor ander lewe, soos hy dan ook by sy huis is en dan in die privaatheid van sy kamer. Hy's nie een wat voorgee nie, hy's nie een wat maskers dra nie. Sy wyse hart leer hom om te lewe onder God se toesig en onder God se wakende oog. 'n Wyse persoon van hart is iemand, vriende, wat nie heeltyd vrees dat hy uitgevind gaan word oor die verkeerde wat hy gedoen het nie.
Daarom leef hy nie heeltyd in konstante vrees dat die polisie miskien by sy huis gaan stop of dat iemand gaan uitvind uit hulle ingedoen of dat hy deur hierdie oneerlikheid homself verryk het nie. Daarom is dit belangrik. Die Bybel sê wie krom paaie loop word uitgevind. Dis maar net, vriende, 'n beginsel van hierdie lewe. Die Here kom en hy sê vir ons baie duidelik dat dit wat ons in die verborgene doen, sal in die openbaar tentoongestel word. Sal van die dakke af verkondig word, sê die Bybel. En daarom is dit belangrik om die wysheid van God se woord raak te sien. Want u sien die oomblik wanneer ons die wysheid van God se woord eenkant skuif, dan raak ons wys in ons eie oë. Die oomblik as ons wys in ons eie oë raak, dan kom die val baie vinnig. Die Bybel is baie duidelik. As ons in opregtheid wandel, wandel ons veilig. Iemand wat eerlik lewe, is nie bang, vriende, om met ander te kommunikeer of by 'n bepaalde funksie aan te kom of mense te ontmoet in sy lewe nie. Want hy weet hy wandel in opregtheid, hy wandel eerlik, hy wandel voor die Here. Maar as ons weer krom is, dan word dit bekend gemaak en die Here sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hy dan ook hierdie boosheid van ons harte bekend sal maak. Nou kan u miskien vir jouself die vraag afvra, maar waarom gebeur daar niks met bose mense in Suid-Afrika nie? En jy moet onthou, die uitstel van God se oordeel is nooit die afstel nie. Ons moet nie dink omdat mense in ons land wat met boosheid omgaan en wat nie, vriende, tronk toe gaan of miskien gestraf word vir hulle verkeerde dade, nou ewe skielik deur God goedgekeur word nie. Nee. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat hulle boosheid gaan uitgevind word. As hulle nie regverdig gestraf word vir hulle bose dade nie, sal God selfs daardie regter wat hierdie boosheid oorsien, eendag in die gerig bring. Want Romeine 13 leer vir ons dat elke regering is deur God aangestel en hulle dra die swaard om die onskuldiges in die land te beskerm, om daardie landsburger wat die wet wil nakom te beskerm. Daarom moet ek onthou, ons kan nie nou ons paaie aanpas en boosheid begin akkommodeer, omdat ons sien dat boosheid vandag in ons land dan hoogtyd vier nie. Jy onthou wat ek vir u gesê het, dat hierdie gedeeltes in die Bybel is so relevant vir ons tyd, want dit leer vir ons sterk beginsels oor hierdie lewe en oor dinge wat gebeur. Jy moet onthou, baie keer sit die dwaases in die beheer van die land, in die, kom ons sê maar, in die parlement, en sit hulle baie keer op die stoele om regspraak te lewer. En dan praat ek nie van dwaas mense wat nie kennis het nie. Ons praat van mense wat nie Christus het nie. Want jy sien, daar's baie mense wat kennis het, maar almal het nie die wysheid wat God hulle kan gee, deur die waarheid van sy woord wat in hulle lewens toegepas word nie. Daarom moet ek nie nou sê en 'n beoordeling maak en vanuit 'n menslike oog na alles kyk en sê, luister, lyk my God sien nie en God hoor nie en God is nie besig om te vergeld nie. Daar gaan 'n dag aanbreek dat die goddeloses se dade aan die lig sal kom en die Bybel sê elkeen gaan vir die werke wat hy gedoen het beoordeel word, geoordeel word en selfs veroordeel word. Daarom moet ek bid vir die goddeloses en ons moet let op ons eie voetstappe, dat ons nie in die ongeregtigheid onsself begewe en later die oordeel van die Here oor ons lewe bring nie. Ek sluit af, die Bybel sê die mens met verstand is iemand wat eerder luister as wat hy praat. Hy is nie 'n man wat heeldag babbel en kekkel en praat en nooit kans gee vir ander een om hom te leer uit sy wysheid wat hy bekom het in die lewe nie. Een wat aanhou praat, vriende, en wat onsin praat, gaan tot 'n val kom, want uit die baie woorde van ons mond verklap ons eintlik die dwaasheid van ons hart. Onthou, as jy opreg lewe, hoef jy nie te vrees nie, maar as jou paaie vanmôre krom is, onthou, dit sal uitgevind word. Dit sal aan die lig gebring word. En as jy in 'n land lewe waar hulle nie meer sondaars en boosaards regtig straf nie, onthou, daar is 'n God in die hemel wat hierdie sonde sal straf. Hy is die heilige, hy stel regerings aan en regerings af. En hy sal selfs die regerings in die gerig bring en in die gerig roep en van hulle verantwoording eis oor die boosheid waarmee hulle regeer het. Daarom moet u en ek vir onsself die vraag afvra, is ons mense wat 2 maal meer luister as ons praat? Dink ons voor ons iets sê? En is ons paaie reguit? Is ons paaie voor God welbehaaglik? En dan sal die Here u ryklik seën en sal die Here u gebruik in sy diens en tot sy eer. Groete vir u en 'n mooi dagie verder. Tada.